Goeiemôre, good morning, how's it, hello. Ons is hier, ons is reg. Jy moet ons 'n kans gee om ons stukkies ook Okay, te doen, hè? ek begin weer. Amper Ja. op sy einde en ons staan reg om hom op die regte manier af te sluit met 'n program daar in Morsika. Ag nee. Jy kon gesê het met 'n propvol program en Rosie aan ons sy. Is ons hier? Ja. Waar is jy? Pragtig. Kan ek dis hy. Daar is sy. Rosie, waar was jy? Sy seker. Nee, ek Waar konsentreer was net op jy? myself van vandag Waar is my was jy? verjaarsdag. Verjaar! Ja! Vang sy ons hier so om as 'n Okay. Rosie baie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, oh Rosie. Happy birthday to you. Ja, dankie. Vandag maak ons eers 'n draai by die veearts en gesels oor waterretensie saam met Kristen Holmes van Gulf Drug Company. Daarna hoor ons meer oor vanjaar se billetjie rugbydag waar byna 6000 jong spelers die velde vol gespeel het. En ons gesels dan met voorsitter SC Esterhuizen daaroor. Lorraine Olivier kuier ook in die ateljee om meer te gesels oor gremering en Instagram trends. En dan later praat ons oor die aangrypende verhoogproduksie Tilly Matilda saam met die legende Amanda Strydom en musiekregisseur Konrad Raal. Lekker, kan nie wag nie. Jy moet veral ingeskakel bly vir daai wenke rakende die gremering, hoor. Gremering en die Instagram posts standaard en bietjie so aan, lig. jy weet. Julle is vol stories vanoggend. Ja, want jy verjaar. Ek is mal daaroor. Right, so from the chaos that's happening here in the studio to some chaos that happened in another studio at the FIFA World Cup. What should have been a celebration of Argentina's strong start to the 2026 FIFA World Cup quickly turned into a major media controversy after Argentinian television presenter Florencia Peña falsely announced live on air that Lionel Messi's father, Jorge Messi, had passed away. The incident occurred shortly after Argentina's opening 3-0 victory over Algeria, in which Messi scored a hat-trick. So all three of the goals he scored and delivered one of the tournament's standout performances. Following the match, Messi appeared emotional and mentioned that he'd been going through difficult days because of personal matters unrelated to football. These comments triggered widespread speculation online, and during a broadcast of El Show del Verano, Peña addressed the rumors and stated that Jorge Messi had suddenly passed away. She suggested the news could force Lionel Messi to leave the World Cup and potentially end Argentina's title defense. The claim spread rapidly across social media, causing confusion and concern among football fans worldwide. The Messi family was soon forced to issue a statement confirming that Jorge Messi, 68 years old, is alive and currently receiving treatment for an undisclosed medical condition. The family criticized the spread of unverified information and requested privacy during a difficult time. As the backlash intensified, Peña apologized publicly and announced her resignation from Luzu TV. She explained that the information had been provided to her during the live broadcast as a supposedly verified fact by members of the production team. However, she accepted responsibility for repeating the claim and stepping down from her role. The incident has reignited debate about media accountability, fact-checking, and the dangers of misinformation spreading during major global events. Hierdie storie is vir my net waar in die ketting het dit so skeef geloop Yep. dat iemand op regstreekse televisie iemand se dood kon aankondig en dan is dit eintlik heeltemal nie feitelik nie. Die hele produksiespan moet pak slaker, nie net die arme aanbieder moet nou I verantwoordelikheid agree with that. aanvaar. I think she's fallen on the sword a bit. Ja. And granted, I mean, but if someone's going to tell you this is a verified fact en hulle is in jou oor en hulle sê dit vir jou, ons weet hoe dit is. Ja. In 'n regstreekse uitsending. Dit is heavy pressure en goed wat aangaan om jou en hier kom die feit deur. Jy sê dit and it's your face and it's your mouth, it's you saying the words, you know. Wat kan 'n mens dan maak? Ek stem heeltemal saam met Ja. jou. Op die einde van die dag, jy weet, dink ek leef ons in 'n wêreld waar almal so graag net eerste wil wees, jy weet, om die inligting te deel. Ja. En ek dink daar is 'n groot verantwoordelikheid wat daarmee saamkom. Absoluut. So, maar weer eens,
jy weet nie om op te kom vir enige iemand nie, maar wat maak jy as jy daai inligting gevoer word in jou oor? Ons glo die produksiespan en veral ook jou regisseur. As jou regisseur in jou oor vir jou sê, okay, it has been verified. My vraag is net, wat doen julle in ons huidige situasie, as jy ietsie sien deesdae? Ons kom weer terug by die gesprekke van KI en. Maar jy kry mos baie keer 'n bekende persoonlikheid is siek of dit. Kyk jy eers, sien jy of dit 'n thread is of hoe hulle dit ook al noem. Hoe gaan soek jy die feite om seker te maak of dit die waarheid is? In ons geval, en ek dink dis presies wat daai mense moet doen. Die een sê dis die waarheid, die ander een sê nee, okay, we can't verify this yet. Dan moet ons 'n statement iewers uitgereik word. I think I generally, if seeing something about someone's passing especially, I would go and see if the family has released a statement, and if it's from like a, then there's like a contact number at the bottom. For further, we request privacy at this time. For any further inquiries, please contact so and so and so. And if you know that it's come from the brother or from the person that's been their long-time publicist or something like that, then I would believe it. But jy's so reg, Pieter, in hierdie hedendaagse lewe, wat glo jy? Ja. En ek dink veral met nuus, jy weet vir my gaan dit altyd, ek dink daar is sommige bronne is meer betroubaar as ander. Dit weet ons ook nou al teen die tyd. Ja. So ja, ek dink soos wat jy sê, familie of 'n mediaverklaring, 'n amptelike mediaverklaring. Dit is al waarmee 'n mens werklik kan werk, maar die mense doen nie noodwendig daai moeite nie. Hulle doen dit nie. Ek onthou, ek was op die lig, ek het nog 'n nuusprogram aangebied op 'n ander kanaal en ek was op die lig toe die rugbylegende Chester Williams oorlede is. En dit was in my oor gesê en ons het dit dan toe baie gou in die advertensieperiode bespreek en it was verified, it was sent by the family, maar dit is steeds, jy wonder nog steeds, jy wonder nog steeds, al vertrou jy jou span, uitdruklik, like you still kind of, we are breaking the news and it's a massive responsibility, want imagine nou waardeur hierdie familie gaan, already you're dealing with someone who is got some kind of illness that is really, really upsetting and emotionally disturbing for the family. And then all of a sudden this person is dead and they're actually not. They're still fighting for their life in the hospital or whatever. Of soos in die mense se geval, nou, imagine dat dit almal nou voor in die hospitaal ontvangssaaltjie, sitkamer gesit en dan kry hulle 'n boodskap op hulle social media posts en dan hardloop hulle daarin by die kamer of waarever hy behandel word en vra wat gaan aan. So ja, nee, ek sê ook waarever dit begin, wieever daai vuurtjie gelei het wat hom begin het, hulle moet hom kan deurtrek so toe en sê. You must be able to connect the dots and see who started it en daai persoon moet verantwoordelik gehou word. Dalk was dit 'n vendetta teenoor die arme aanbieder. Hoe sal ons weet? Die lewe is partykeer so onregverdig. Ja. So as ek dalk een oggend nie meer hier is nie, dan weet ons jou samesweringsteorie. Vendetta. Ag, maar ons kuier heerlik saam met julle en ons gaan net hierna verder kuier op hierdie heerlike goeiemôre, good morning oggend. As jy ook jou verjaarsdag vier, baie geluk. Ons skink namens jou ook aan hierdie kant nog 'n koppie koffie en klink 'n glasie saam met almal wat verjaar. Happy birthday. Dis vir tyd vir ons weeklikse besoek hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op veterinêre radiologie en ek gesels met Dr. Ulrike. Thank you so much for giving us the opportunity to talk about this today. All right, so please just tell us a bit more about yourself and your role at this hospital. I'm a board-certified veterinary radiologist and I write the reports for the advanced imaging cases, CT and MRI cases for Olympus. And does it differ from human radiology? We actually have all the imaging modalities that human radiology has, but the difference between the two is that veterinary radiology also encompasses nuclear imaging, which is a totally different specialization for human medicine. So what is the benefit of a specialist radiologist to practices? It will
definitely increase the diagnostic accuracy, especially of complex and difficult cases, allowing practices to keep these cases in-house and not needing to refer them to universities or bigger facilities, specialist facilities elsewhere. And do you have a favorite imaging modality? I like all aspects of imaging, but recently have developed a particular liking to radiographic evaluation, MRIs and CT. What are some of the most interesting or challenging cases that you've diagnosed through imaging? The most challenging cases are usually those that don't have any or very little literature. Usually involves the exotic species, reptiles in particular, I found very challenging. I had an Asian water monitor that somebody was keeping in their greenhouse in the back of their garden. Oh, wow. It's a huge animal, and I had to use literature that was written on bearded dragons as a comparison because there was nothing on an Asian water monitor. And so those I find challenging because you need to know what is normal before you can diagnose disease. And how have CT and MRI changed vet medicine? I remember the days when we had spinal cases come up from all over the country, and we did many myelograms on a day, and we were under pressure to make a diagnosis because the surgeon was waiting in theatre for the case. And we would actually sit these cases on their bums to try and gravitate contrast medium past the site of compression because you had to guess. So MRI is wonderful in that it not only tells us where exactly the compression is, but it also gives us valuable information about the state of the spinal cord, which is very important for long-term prognostic information for clients in particular, because a lot expect that the surgery is going to go smooth and the animal's going to walk again. But depending on the state of the cord, which only MRI can tell us, we can tell them the cord has taken a beating here. The recovery might not quite be what you expected. As far as CT is concerned, we used to have to do surgery to look into the chest, for instance, because the radiographs didn't give us enough information. So now we do a CT study, we look at everything in the chest, and the surgeon can plan accurately based on the findings of what the CT study says. And how does one become a vet radiologist? So you first have to qualify as a veterinarian. Nowadays, they have included an internship program, which is a rotating year through the various subjects, including radiology, medicine, surgery. And once you've finished with that, then you can apply for a 3 to 4 year residency, and you have various dedicated subjects in those 3 to 4 years. So it's quite grueling, as all other specializations, but it's ultimately very rewarding and fulfilling. Well, thank you so much for your time today. Thank you for having me. It was my pleasure. Nou besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Waterretensie is iets waarmee baie mense op een of ander stadium sukkel. Dit kan veroorsaak dat jy so 'n bietjie opgeblaas voel, jou voete en hande laat swel en selfs ongemak in jou daaglikse lewe veroorsaak. Gelukkig is daar maniere om dit te bestuur en produkte wat kan help om oortollige vloeistof uit die liggaam te verwyder. Om meer hieroor te gesels, verwelkom ons vandag die verantwoordelike apteker by Gulf Drug Company, Kristen Holmes. Welkom terug hier by ons. Goeiemôre, dankie. Goed, ek dink dit is belangrik om te begin deur te vra wat presies is waterretensie en waardeur word dit veroorsaak? Ja, so om dit eenvoudig te verduidelik, basies ons liggaam hou meer water terug as wat dit uitskei. So dis wat dan daai swelling veroorsaak, soos jy nou gesê het, jou voete wat swel, jou hande wat swel, daai pofferigheid wat 'n mens voel, daai ongemak. En daar's verskeie faktore wat dit natuurlik kan veroorsaak ook. So byvoorbeeld as 'n mens lank sit, dan is jou sirkulasie nie optimaal nie. Hoë soutinname, so die sout hou daai water terug, dit kan nie uitgeskei word nie. Hormonale balanse, veral jou estrogene, speel 'n groot rol. En dan selfs ook medikasie, byvoorbeeld veral anti-inflammatoriese middels kan ook waterretensie veroorsaak. So wat kan 'n mens daarvoor gebruik? So dit is gelukkig beheerbaar. So daar is verskeie goed wat 'n mens kan gebruik. Meeste van die diuretika of waterpille soos ons dit noem, is op 'n voorskrif beskikbaar, maar daar is wel ook oor die toonbank opsies wat 'n mens kan gebruik.
Ek dink een van hulle is daai De Wit se K&B pills, ook lankal op die mark. Dit bevat Uva Urshi en Boegu. So ek weet nie of jy weet nie, maar Boegu is daai reg Suid-Afrikaanse tradisionele medisyne. Ek dink dit was in die 1700s eintlik genoem die goud van die Kaap. Net omdat hulle handel gedryf het daarmee. So dit verhoog daai urinevorming en dan skei 'n mens bietjie meer water uit en dan algeheel verbeter dit net 'n mens se urineweg gesondheid. So is daar enigiets anders wat jy wil byvoeg, want jy het nou verwys na die feit dat dit al lankal bestaan, Ja. maar jy weet wanneer 'n mens kyk na De Wit K&B, is daar iets anders wat jy wil byvoeg na aanleiding van hoe lank dit al ontstaan? Gits, Of bestaan die weer? Ja, dit is 'n geruime tyd al op die mark. So in regulatoriese terme in Suid-Afrika is wat ons noem old medicine. So dit beteken dit is al voor 1965 op die mark. Sure. So dis bekend vir daai urineweg gesondheid, vir waterafskeiding. So tried and tested. En is daar iets wat gebruikers moet weet voordat hulle iets vir waterretensie moet gebruik? Ja, belangrik natuurlik veral nierverswakking of as 'n mens bietjie probleme het met jou niere, gaan konsulteer jou gesondheidsorgkundige, net omdat as 'n mens meer urine maak, jou niere werk harder. So gaan raadpleeg jou gesondheidsorgkundige daarvoor. Swangerskap natuurlik, gaan raadpleeg eers jou gesondheidsorgkundige voor 'n mens 'n waterpil neem. As dit vir meer as 5 dae aan een aanhou, gaan raadpleeg weer jou gesondheidsorgkundige. En dan ook belangrik om te noem, onthou waterretensie is simmetries. So dit kom in beide voete of beide hande voor. En partykeer as dit voorkom net in een kant of die ander kant, is dit ook meer 'n limfedeem. So gaan, jy weet, met vreeslike baie onderliggende toestande wat dit kan veroorsaak. So gaan raadpleeg jou gesondheidsorgkundige daarvoor. 'n Mens het ook al gehoor dat sommige vroue daarmee sukkel wanneer hulle byvoorbeeld draf of dan nou ook oefen oor die algemeen. Dink jy is dit ook 'n vorm van waterretensie wat veroorsaak dat hulle swelling beleef byvoorbeeld in hulle vingers of hulle hande en selfs voete? Ja, dit kan ook verskeie goeters wees. Ek meen as ons draf, jy weet, jy skei endorfine af, jy skei hormone af, so dit kan waterretensie wees, maar soos ek sê, dit kan ook limfedeem wees. So daar moet 'n onderskeid getref word tussen dit. So daar's ook verskillende maniere om dit te behandel. Dit hang af maar wat dit veroorsaak. Dan het ek ook al gehoor, jy weet dat sommige mense wanneer hulle voel hulle wil baie vinnig gewig verloor, Ja. dan neig hulle of is hulle meer geneig om byvoorbeeld 'n paar pilletjies aan te skaf, Ja. want hulle voel hulle wil ontslaa raak van water, maar dit is seker ook nie altyd die gesonde opsie nie, ons het so minuut Definitief nie. oor. Maar kyk, ons almal wil in 'n aandrok gepas het en ordentlik gelyk het in een van ons uitrustings. So mense doen dit. Ek dink nie dis ooit iets wat 'n mens sal aanbeveel nie. Ek dink jy weet daar's 'n rede hoekom 'n mens iets moet gebruik. Indien iemand wel so iets wil doen, jy weet, dehydrasie is dan ook natuurlik in gedrang. Jy weet, soos dan moet 'n mens net in ag neem dat jy dan daarna genoeg water moet drink. Jy weet, mense voel dan half duiselig want jy ontwater basies Ja, van water wat jy nog nodig het in jou liggaam. wel baie dankie dat jy vandag weer met ons kom gesels het. Met plesier. Nou jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van De Wit te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Tyd het weer aangetik hier op Goeiemôre, Good Morning vir die sport. Vir enige jong rugbyspeler is daar nou regtig min dinge wat by die gevoel kom om op Loftusversveld se gras uit te draf en daarmee te kan kers vashou. Vanjaar se jaarlikse billetjie rugbydag het boonop met byna 6000 billetjies wat die velde vol gespeel het, geskiedenis gemaak. Om meer oor hierdie spesiale dag te gesels, verwelkom ons vandag die voorsitter van Billetjie Rugby, SC Esterhuizen. SC, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Toe ons net nou gepraat het, ek moet daarom net hierdie uit die pad uit kry. SC Esterhuizen, jy is die 7de geslag. 7de geslag, En so jou 8ste enetjie is jou seentjie. is my seentjie en dan pappa natuurlik die 6de. Ja, nou, dis wonderlik. Dis regtig fantasties. Die SC staan vir? Stefanus Jan, Ek het hom. daar's hy. SC, kom ons gesels Billetjie Rugby. Toe ons net nou daaroor gepraat het, toe werk ons uit, daar's amper 100,000 seentjies deur Billetjie Rugby in julle 4 van jaar julle 30ste verjaardag. Dis 'n ongelooflike
ding wat julle bymekaar gesit het? Ja, so ek het gou toe ons klaar gespeel het, gou die somme gaan doen. So jy kyk nou omtrent so 120,000 seentjies wat al deur Loftesdag self is. Ja. Dus so dit is nou buiten natuurlik die billetjies wat nie kom nie, want natuurlik is daar wat nie die groot dag deelneem Wat dit nie. nie kan maak nie. 100%. So dis 'n groot getal en 'n groot jeugontwikkelingsgeleentheid. Hoe dit begin, vat my terug na die begin toe. So baie mense voor my het gesien dat daar so ontwikkelingsfase moet gebeur. So om op die klein motoriese goed soos 'n paas en so dan te kan fokus. Hulle het dan rib rugby ontwikkel en rib rugby was toe geïmplementeer van tackle rugby af. Voor rib rugby was dit net tackle. So klein seentjies 5, 6, 7 jaar oud het mekaar getackle. Natuurlik beserings, hulle wil nie regtig nie want dit is ontwikkeling. Ja. En toe die rib rugby ingekom, ek dink ons het dit oorgekry van 'n ander land af, seker nou maar. Ek dink Nieu-Seeland en toe het ons dit geïmplementeer by die bulle, baie teenstand gekry en daar sit ons 30 jaar later. Wat beteken rib rugby? So langs die broek is daar velcro en hy het 'n stringetjie aan hom en as hy afgetrek word, is dit basies jy's nou getackle. En dan moet jy die bal of aangee of wat ook al jy dan nou maar moet doen met die bal. En jy noem 'n baie interessante ding, klein motories en groot motories. Van dit wat jy gesien het oor die afgelope paar jaar, het dit verbeter met die seentjies of het dit vererger? Want dis 'n moeilike situasie wat jong kinders in is deesdae. Dis nie dieselfde as 30 jaar terug nie. Ja, so vir die 9 jaar wat ek betrokke is by billetjie rugby, kan ek sien dat daar 'n bevordering is in dit. Natuurlik sal iemand wat nou van die begin af betrokke was met tackle, sal nou 'n ander oogpunt kan hê. Ja. Ek het self getackle, so ek was net voor die oorgangsfase. My boetie was deel van die oorgangsfase gewees en met hom kon ek gesien het dat daar wel 'n ander fase ingebeur in terme van ons gee die bal meer aan, ons hardloop individueel met die bal nie. So ontwikkeling het verseker plaasgevind. Ek is ook geïnteresseerd om te hoor, is dit 'n moeilike ding om vir jong seentjies te leer? Is rugby 'n moeilike spel om te verstaan op daai vlak? So om dit te verduidelik, as ons 'n laerskoolafrigter vat, basiese laerskoolafrigter en ons vat hom billetjies, frustreer dit hom heeltemal. So dis baie ouer gedrewe want hulle het die geduld om dit te doen. Dis moeilik, maar ons werk met sponsies. En as jy die regte woorde gebruik en die regte voorbeelde, dan vat daai sponsie op. En dis mooi om te sien, ons het nou oorgegaan na T1 rugby toe. So die bulle was die enigste unie wat rugby gedoen het. En SARU het ons model gevat en dit geïmplementeer reg oor Suid-Afrika. En om my T1 te implementeer by ander unies was moeiliker geweest, waar ons nou al 30 jaar deur dit is. So die terugvoer van daar af, dit is moeiliker, maar dis sponsies. Hulle kry dit reg op die einde van die dag. Stel jy nou net vir 'n oomblik voor, ek is een van jou sponsies. Wat is daai regte taal wat jy moet praat? Geef ons een of twee voorbeelde van hoe jy met my sou praat as ek 'n sponsie is. So baie maklik, as ek vir jou die bal moet aangee, handjies op. So handjies op wys vir my waar ek moet pas en dit sê vir my ek moet pas vir jou hande. Omdat jou hande op is jou oogies ook op en dan kan ons die bal vang. So baie maklik, ja. Dis so mooi. En is daar vatbaarheid vir dit en kan dit verder gaan? Met ander woorde, wat ek jou eintlik vra is, as jy nou vir 'n seentjie leer hande op, gaan hy dit na sy skool toe vat? Gaan sê hy vir sy pelle, luister, hulle het gesê by billetjiedag, hande op. 100%. Want ek dink as dit nie gebeur nie, dan sal ons nie die groei gesien het wat ons natuurlik sien nou nie. So ek dink die ontwikkelingfase wat ons in plek sit, is hoekom ons op die Kruiwenweke en so goed doen as bulle, want ons het daai fondasie wat ons baie mooi lê. So ek glo verseker dit gaan skole toe. Dit was my volgende vraag. Sien julle dit deurkom, verskoon my, op die volgende vlak, Kruiwenweek en op senior vlak? Is daar van daai seentjies wat 10 jaar terug gespeel het, wat nou in provinsiale spanne is? So ek self by die onder 12 spanne betrokke. Ek ry eintlik nou na hierdie, ry ek na die toer toe. En 90% van ons kinders het billetjie rugby gespeel. So daar is nou natuurlik wat later eers besluit het om billetjie rugby te speel, maar meerderheid van ons kinders speel dit. So ek glo, statistiek sal ek eintlik, dit sal nice wees om statistiek te kry daarvan, om te sien wat is die deurtrek van 6, 7, 8 reg deur onder 18 toe. Ja, natuurlik. Ons gesels so gereeld oor waar Rassie Erasmus en die bokspan is, dat daar 'n derde span is wat ons sou kon kies wat meeste lande moeilikheid sou gee. 100%. Die diepte daarvan, dit begin op hierdie vlak, nie waar nie? Verseker. As jy kan net in ons unie 5700
billetjies wat 'n dag deelneem. En dis nie eers ons hele land nie. Wat is die groei van rugby wat ons nie het nie? Wat is die getalle van rugby wat ons nie het nie? En ek dink ons harde werk en laerskole, hoërskole se harde werk, unie se harde werk maak daai pool net baie groter vir Rassie om uit te kan kies. So verseker dink ek as ons kyk na 'n driehoekmodel wat ons weet op is heel bo is die Springbokke, ons grond onderkant is baie groot. So dit maak dat daar baie meer opdruk is om spelers op te werk. Ek moet jou net vra, jy het vir ons 2 balle gebring en jy het nou 'n groot bal gekry Ja. by julle borge en jy het jou seentjie met die ding laat rondspeel. Ons gaan vir ons kykers dit wys. Dis ongelooflik wat mens alles deesdae kan doen. Dis die beste dat hulle vroeg blootgestel word. So my vrou spot altyd net nadat ons seentjie gebore was, die eerste ding wat ek vir hom gegee het natuurlik 'n bal, want jy wil die liefde so vinnig as moontlik in hulle instel en yes, hy het dit geloof. Hy geniet dit. Daar's 'n klein balletjie ook, so hy gooi hom heeltemal oor die huis. Ek's eintlik in die moeilikheid daar, maar daai groot bal, dis fantasties. Hy geniet dit ongelooflik baie. Sê vir my, wat doen ouers as hulle begin agterkom daar is talent en ons wil uiteindelik dat ons seentjie speel? Ja, dis seker moeilik, né, want elkeen het sy eie manier om dit te doen. Vir ons die platform is daar vir blootstelling. So dis hoekom ons tag rugby speel, want dit is nie kontak nie. So stel hom bloot daaraan. As hy daarvan hou, ontwikkel dit en druk hom in die regte rigting in. Iets wat jy seker by gaan kom is ons dogters. Ons het die eerste keer hierdie jaar 30 dogters gehad wat gespeel het. Dit is fantasties geweest. Ons het 'n net dogtertjie wedstryd gehad en die vaardighede wat daai dogters het is ongelooflik. En weer eens, dis 'n pyplyn. Geef hulle die geleentheid, ontwikkel dit daarso en kom ons kyk of hulle by die Blue Daisies uit te kry om by die Springbok vroue span uit te kry. Ja. Vat ouers dit te ernstig op by tye? Ek dink dit is so. Versigtig nou. Ek dink dit is so, maar ek dink mens moet anders daarna kyk. Ek dink die passie is daar. So ek kyk altyd daarna, ouers het passie en gee hulle die geleentheid om daai passie uit te lewe, maar vat hulle dit te ernstig soms. Ek dink ons moet verstaan dat hulle 6, 7, 8 jaar oud is. Maar ook moenie die passie doodmaak nie, né? Want dis die doel van dit om die gees te bou daarvan. Maar ook met daai ouers wat bietjie te veel is, hulle weet ook wanneer dit genoeg is, ja. Hoe kom mense by julle uit? En kan mense van ander provinsies by julle kom jol op die dag? So ons laat ander provinsies toe. Natuurlik dien ons eers ons eie gemeenskap. Ek dink dit is baie belangrik dat ons eie gemeenskap dien. So dis eintlik 'n skole ding. So van die skole af nooi ons hulle uit om by die billetjie dag te kom speel om op loftes te kan speel. Ek meen dit is vir enige kind waar hulle wil opeindig. Enige groot mense. 100%. So jou eerste kontakpunt is die skool. En 90% van skole in Pretoria speel billetjie rugby. So kom by die skool uit en dan van daar af kom speel jy by ons op loftes. Kan nie vir jou genoeg dankie sê dat jy by ons kom inval het nie. Die voorsitter van Billetjie Rugby, Essie Esterhuise wat hier by ons kuier. Baie dankie en sterkte. Ek sien uit na die volgende jaar se dag. Baie dankie vir die geleentheid. Nou ja, bekommer jy so nou en dan oor jou gemeermiddel? Gelukkig ek nie. Maar as dit wel een van jou bekommernisse is, dan is dit waarvoor jy nou ingeskakel kan bly. Net hier op Goeiemôre, Good Morning. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Grimeringstyle en neigings verander voortdurend, van die grunge en minimalistiese voorkoms van die 1990s tot die Y2K glow and glamour afwerkings van die vroeë 2000s en dan die swaar contouring en Instagram perfeksie van die 2010s. Vandag fokus grimering al hoe meer op welstand en 'n moeitelose voorkoms wat jou natuurlike skoonheid beklemtoon eerder as om dit weg te steek. Maar hoe pas jy hierdie neigings by jou alledaagse grimeringsroetine? Toe, Lorraine van Style en Makeup Effect is hier om vir ons meer praktiese wenke te gee. Welkom weer eens by Goeiemôre, Good Morning, Lorraine. Baie dankie, Ross. Asof jy nie elke oggend hier is om ons so mooi te laat lyk nie. Lorraine, hoe kan die gewone mens die grimering neigings, veral in terme van die Instagram en daai sosiale media tendense by hulle eie voorkoms toepas? Ek sê altyd vir mense, pas op vir te veel na die trends te gaan. Jy moet nog steeds fokus op jouself en op jou eie features. Maar deesdae se modeneigings is baie meer natuurlik. So die mense, veral die jong mense, ek wil amper sê hulle embrace baie meer hulle eie features as wat hulle in die verlede gedoen het. In die verlede was dit baie meer ons wil cover en ons het vol onderlaag gedra en ons het partykeer 3 of 4 onderlaag gedra om te cover. Maar
dit het baie meer wegbeweeg van daar af. So baie mense dra selfs net 'n BB cream vandag Ja. en 'n mascara en dan is hulle okay daarmee. Weet jy wat vir my eintlik so interessant is dat baie mense en jy sien dit met 'n Get Ready With Me en daai tipe goed op sosiale media, veral op TikTok en Instagram, is dat mense die effortless beauty look doen. Maar dit vat so lank en dit is baie verskillende stappe waardeur mense moet werk om te lyk asof jy nou net wakker geword het met hierdie beautiful pink rosy glow, but it actually is a lot of work. Ja, so daai lekker baie werk, vat baie prepping. Ja. En ek dink ook dit is belangrik om jou vel tipe te ken, om te weet watse produkte om te gebruik op jou vel. So daar is dit belangrik, soos as jy byvoorbeeld 'n droë vel het, sal jy eerder gaan met jou cream blush, waar as jy 'n meer olierige vel het, sal jy meer gaan met jou poeierprodukte. Ons sien ook met international make-up artists, hulle layer baie die produkte. So jy sal nie net 'n onderlaag aansit nie, jy sal eers 'n serum aansit en dan 'n vochcreme en dan 'n barrier cream en dan 'n primer en dan begin hulle eers met die onderlaag Ja. en party van hulle sit 3 of 4 onderlaag aan, maar dit gee nog steeds 'n natuurlike vloei van jou gremering. So eintlik is dit die beginpunt is 'n goeie voorbereide vel om dan daai soft glow te kry. Ja, dit gaan alles oor die natuurlike look Ja. en die meisies, die jong meisies wil daai meer natuurlike look hê. So hulle berei dan hulle vel beter voor Ja. en hulle slaap met maskers en ek meen ons het En selfs die dogters Goedjies. en ons sien dat hulle al van jongs Ja. af en hulle sien dit op TikTok, maar hulle begin al van jongs af met 'n velsorgroetine Ja. wat ook baie belangrik is, maar hulle weet ook wat is die trends en hulle weet ook dit begin by velsorg. Ja. Wat is soft glam? Wat behels dit presies? Soft glam is 'n baie, soos jy sê, dit is baie gremering, maar dit lyk meer natuurlik. So ons sien dit regdeur van bruide na jou everyday look. Ja. So dit is 'n baie dis sagter onderlaag en dan ook 'n sagter oogskadu. Ons sien ook dat die baie sore lashes het bietjie plek gemaak vir jou baie meer natuurlike lashes en mense wat nie noodwendig wil lashes dra nie, gebruik dan eerder bruin mascara wat ons sien 'n groot tendens is op die oomblik in plaas van die swart swaar mascara. So mense is ook mal oor daai sun-kissed, like golden brown skin look. Hoe kry mens dit sonder om oorboord te gaan? Sonder om oranje te lyk. Presies. So Presies. daai is baie belangrik om 'n goeie produk te gebruik. Gaan doen jou navorsing, gaan doen jou huiswerk en gaan toets eers die produkte Ja. in die winkels. Daar is so baie produkte wat nie noodwendig met jou veltipe gaan werk nie. So as jy net winkel toe gaan en jy gaan koop 'n produk, hy gaan dalk vir die eerste uur mooi lyk op jou vel, maar die oomblik as hy begin oksideer, dan gaan jy Ja. sien hy begin oranje word. En dan neem jy 'n foto en dan sê jy, hoekom is my vel oranje? So dit is ook hoe hy jou lig reflekteer. Ja. So ek sê vir mense wat iets op jou vel gebruik, gaan vir 'n goeie, ek wil amper sê 'n nagevorsde produk. Moenie net gaan vir enige iets wat net op die mark kom nie. Ja. Gaan vir 'n goeie produk want daai produkte gaan jou so lank hou in elk geval dat jy kan maar net sowel belê in 'n ordentlike produk. Ja. En jy kan nie noodwendig 'n produk gebruik net omdat iemand anders dit gebruik het nie. Nee. O, Elsa het hierdie gebruik en dit het regtig goed vir haar gewerk, so nou gaan ek dit ook gebruik. Want dit is julle is aparte mense en het ons al miskien dalk dieselfde velskakering gehad. Jy moet jou navorsing doen soos wat jy sê. Ja, en jy moet ietsie kies wat by jou veltoon is ook Ja. pas, nie noodwendig Ja. net jou veltipe nie. En ons weet ook dat influencers word produkte gesponsor, so Ja. hulle moet daai produk laat ophype. So Presies. ja, moenie altyd net gaan vir wat jou influencer sê nie. En as jy regtig nie weet nie, gaan besoek 'n make-up artist en Ja. maak 'n lesie, maak 'n afspraak vir 'n les en dat sy jou presies die stappe wys van hoe om dit op jou vel te laat werk. Ja. Gepraat nou van grimeerkunstenaars. Daar is nou 'n nuwe tendens of ek weet nie of jy dit dalk al vir jare gebruik nie, maar ek sien dit nou op sosiale media dat hulle swart mascara verruil vir bruin mascara. Wat is die rede daarvoor? Dit gee baie sagter voorkoms. Ja. So
Ons het gesien even lash extensions het bietjie meer uitgesterf. Ja. Jy sien nie meer so baie mense wat lash extensions het nie. Jou brein mascara word baie meer gebruik vir jou jonger valle en dan ook jou ouer valle. En dan ook vir mense met 'n ligte velkleur en 'n ligte haarkleur. En dit laat jou oog net meer oop lyk. Ja. Lipomliner het nou ook 'n groot comeback gemaak. Onthou jy daai in die 90's, ek weet, dan het jy die bruin gedoen en dan is dit net so 'n glas hier binne-in, soos 'n glazed donut. Maar ek sien dit is nou regtig, dit het 'n terugkeer gemaak. Hoekom en waar gebruik mense dit suksesvol? Ja, dit het definitief 'n terugkeer gemaak, maar hy's 'n baie meer sagter look as ek dit Ja, kan as stel. wat ons in die 90's gedra het. So ons doen nog steeds die lip liner. Lip liner is baie belangrik want ons sien ook die tendens is kosmeties. Ja. Mense gaan spuit hulle lippe, maar nie noodwendig almal wil lippe spuit om daai voller lip te kry nie. So dan gebruik ons 'n lip liner om te outline en jy doen basies jou lip liner buite op die buiterandjie van jou lippe om jy daai voller look te gee. Maar in plaas van die 90se lipomliner wat net buite sit, blend ons hom meer in die lip in en dan sit ons nog steeds 'n glas op, maar hy gee meer van 'n voller look, maar hy's baie meer natuurlik. So ons het so 'n minuut oor 3 neigings of tendense wat mense regtig kan help om hulle voorkoms meer natuurlik te laat lyk met grimering. My gunsteling is soft glam en dan 'n cream blush. Ek love 'n cream blush want hy blend mooi in en hy lyk net mooi glowy op die vel. En dan die bruin mascara. Ek is regtig 'n fan van die bruin mascara. Ek love it. Baie dankie Lorraine, altyd so lekker om met jou te praat. En as jy 'n bietjie meer wenke wil kry of dalk wil kyk wat vir jou werk en wat nie werk nie, maak 'n afspraak. Style and Makeup Effect op Instagram en TikTok. Dit is Lorraine Olivier. Van alledaagse grimering tot die verhoog, bly ingeskakel. Amanda Strydom en Koenraad Raal gesels nou net met Pieter. Die verhoog word verryk deur 'n kragtige samewerking. Die geliefde Amanda Strydom en die bekroonde musikale regisseur en pianis Koenraad Raal span kragtig saam vir die aangrypende produksie Tilly Matilda. Onder die bekwame leiding van regisseur Christo Davids en met die talentvolle aktrise Jani Swegelaar aan hulle sy, is hierdie 'n produksie wat gehore landwyd roer. En dit is my baie lekker om die twee van julle ook vanmôre hier te hê. Amanda, welkom. Koenraad. Môre Pieter. Ag man, hoe lekker is dit? Ons mekaar so lank laas gesien. Ja, dis lekker. En hier kan ons mekaar vroegoggend. Ja. So in kort, ek weet nie na wie moet ek kyk, ek gaan in die middel kyk. Vertel vir my van Tilly Matilda. Tilly Matilda gaan oor mense, vrouens waarop daar dikwels neergesien word. Hulle is twee prostituie. En die hele setup op die verhoog is 'n straat met 'n bankie en 'n lamppaal. Wat is 'n prostituut nou sonder 'n paal? Verstaan? Ja. En dit is my straat, dit is my gebied. En dan kom hierdie kind daaraan. En van daar af ontwikkel 'n storie en jy begin begrip kry vir hierdie vrouens. Waarom hulle dit doen? Wat is hulle geskiedenisse? Daar's ook 'n diep spirituele ondertoon in die storie. Daar's ook baie stout momente. En ek dink ek dra die kortste miniskirt wat ek nog in my lewe gedra het. Ek het die winkels plat gesoek tot ek een gekry het met 'n ingeboude broekie dat ek nie die gehoor flash nie. So, en ja, Jani ontpop ook daar wanneer ek vir haar aantrek want sy wil nou leer, verstaan jy? En Jani sing ook in die produksie. Beautiful. Wat min mense weet sy kan doen. Koenraad en ek het die musiek geskryf, daar's nuwe liedjies by en dan ook bestaande goed, maar spesifiek vir haar karakter. My karakter is robuust en groot en baie wys. Die kind dan wat daar anders? aankom is onskuldig, inkennig en vir een of ander rede verskriklik bevoeterd en dit sit 'n skuld voor haar. Tot ons haar storie hoor en ek wil nie te veel weggee nie. Nee, ons wil asseblief dit gaan Maar beleef dan word gaan. dit 'n baie aangrypende draai in die storie skielik.
dit klink ook na 'n ernstige stuk en gewoonlik is musiek nie deel van so 'n tipe stuk nie. Hoe het julle besluit, Konrad, om juis ook musiek hiervan deel te maak of deel te hou? Ja, dit was toe ons begin, toe Miss Mandy die stuk begin skryf het. Kyk, haar een vrou vertonings is altyd 'n kombinasie van musiek, haar eie musiek, met vertelling tussenin wat sy doen. Natuurlik. En toe sy begin skryf hier, en ek moet net gou sê, ons het hierdie hele dinge ek het vreeslik lank aan haar gesit en vir haar gesê, Miss Mandy, jy is die 70-jarige met die mooiste bene in die land. So, mense wil jou bene sien, kan ons En nou asseblief kom jou sit sy bene hier sien? met 'n langbroek vanmôre. Toe hoe lank ek moet 'n miniskirt Toe dra? het ons toe nou eventually, en toe Christo Davids toe nou kom met die idee, maar Ja. kom ons maak toe 2 prostituties, sê ek van nou, maar daar sy. Daar gebeur Nou dit kan nou. nou kan jy been wys. Ons het gesit in brainstorm na waaroor moet ons, want jy Annie nag my nou al van verlede jaar af, of 'n jaar voor dit. Yes. Ek was in een van Reinhard Hugo se programme Net Mens. Ja. En Joannie was sy assistent, 'n produksieassistent. En toe het sy al begin, want ek het haar ma gespeel in Binnelanders. Sy noem my nog steeds Mami en ek noem haar sussie. Dus sy sê mami, wanneer gaan ons nou iets saam doen? En die eerste aand wat ons vier bymekaar kom, sit ons daar en wonder, nou waaroor moet hierdie storie gaan? Nou hy die minirok natuurlik in gedagte. Christo het so gemaak. Christo is briljant en toe sê hy prostituie. Okay? En dit is altyd vir my as ek 'n titel het of dit is die onderwerp. Soos daai lekker oomblik vir my op skool was, as die onderwyser die opsteller se titels vir Ja. jy moet 'n opstel kies en daaroor skryf. Boeta en het ek geskryf. Ek het verlede jaar my linkerskouer gebreek, okay? So nou kan die arm net so hoog nog steeds. Dan kan hy teks met hierdie vinger getik. Daar gaan hy. En dan elke keer dan sê Christo, Miss Mandy, dis te kort. Okay, dan brei ons uit. Wat jy weet. Dan brei ons uit. Na die 5de probeerslag toe sê Christo, "Das hy, ons het 'n show." Ja. Ja, maar jy wou ook Ja, sê, nee, ek skiet het net terug besef- op die musiek. Ja, ek het besef ek is besig om 'n drama te skryf. Ja. En dit is wat Met ons die van een die vinger. musiekteater, okay? En dis hoekom ek en hy is baie geslyp in musicals, musiek bly spele. Daarom moet die musiek totaal sin maak. Ja. Dit moet so deel wees van die storie dat jy nie verwag. Dit moet nie uitstaan Ja. nie. Dit is die uitroepteken of die komma na 'n stuk dialoog, jy weet. Gaan jy aan Perfek vir jou. Ja, so toe het ons die musiek so begin saamskryf, so dit het op die ou einde het dit weggegaan van Amanda se tipiese kabaretstyl wat sy altyd doen en dit het toe nou meer amper musical theater soos sy sê geraak, Totaal. waar dit so deel en onlosmaakbaar van die storielyn is. Ja. En dit is waar die musiek toe nou deel geraak het van. Nee, daar's van die songs wat ek nou nie byvoorbeeld op my eie kan gaan staan en sing in een van my konserte nie. Dis Maar wat- spesifiek vir Tilly Matilda Ja. geskryf. Wat Jy weet. beautiful is. En dis juist ook hoekom Joannie toe nou die perfekte keuse geword het. Buiten dat sy nou genag het, maar ek meen, ek dink daar's 'n lekker chemistry saam met almal van julle op die verhoog. Totaal, want dit is twee teenoorgestelde persoonlikhede en hoe hulle dan uiteindelik by mekaar uitkom, jy weet. Min mense besef wat sekswerkers in hierdie land doen. Ons president het selfs gesê, sex work is also work. Vir baie klante van hierdie vrouens is daai vrou 'n biegmoeder, 'n trooster, iemand wat net luister as hulle net wil praat. En natuurlik 'n plesierdier, jy weet. Kyk toe net hoe dit gegaan. Toe sy daai tema het, daar gaan sy en ek Daar gaan gaan sy. sy, ja. hoorie en ook vertel vir my van die kanna, want nie net is dit nog 'n stuk nie, hier word jy bekroon. Nee, jy kon ons met 'n slap snoek plat slaan. Nee, ons het nou beste debuutwerk is ons is vir 2 kannas Ja, benoem. beste musiekteaterstuk en beste debuutwerk. En Nou nooit is ons gedink dit natuurlik. gaan- Hulle hou mos nou die kannas op 'n landgoed buitekant Franshoek. Baie fancy. En Ja. hulle skryf toe vir ons in 'n e-mail, sou jy nie dit kon bywoon nie, maak asseblief vir ons 'n video met jou toespraak, vir jou bedankingstoespraak. En ek sê toe, slaan ons met 'n slap snoek plat. Ons het dit nou glad nie verwag nie, dat 2 prostituie nou so vereer word. En ek praat namens my, Christo Joannie en Konrad, baie dankie. Ons sou graag vanaand daar wou wees, maar ons is te arm. Verstaan? En soveel akteurs het vir my kom sê, ons is so bly jy het dit gesien dat daar was. Want hoe moet ons nou van die
hier af. Transvaal af nou daar af na 'n plaas in Franshoek met ons budgets in elk geval. Daar kom ek nou kyk sit tog voor die TV die aand. Hier kom die WhatsApps deur. Veels geluk. Toe besef ons het gewen. Ja. Maar dit moet lekker wees om te weet dit wat 'n ou doen, dit wat hy ook oor droom en hierdie passie voor het en nooit eers dink aan aftrede nie. Ons het te vinnig gepraat voor die tyd ook. Ek meen om 70 te word en nog steeds hierdie ding te doen en so stylvol te kan hanteer. Veral toe ook deur die skrywer Rihanna Skeepers wat gesê het, dis net so 'n amazing produksie en dit moet natuurlik nog 'n lekker groot veer Ja, nou dit so wat wees. Rihanna geskryf het my laat besef sy het absoluut she got us. Sy het besef wat ek probeer sê met die stuk, jy weet. En Pieter, ek weet nie hoe om te hekel nie. Ek is ook nie goed met brei nie. Ek sal seker staan en sing tot ek omslaan op die verhoog en hy 'n draagbaar ontbied met 'n drip. Maar dit is wat ek doen. En hoe ouer 'n mens word, jy moet nooit ophou leer nie. En dit is heerlik om met jonger mense te werk. Maar baie dankie vir julle kuiertjie. Dis ongelukkig alwaarvoor ons tyd het vandag. Ons sien julle weer môreoggend.